Môre. Dis Woensdag die 3 Desember en ek hoop vandag ontmoet die Here jou reg daar waar jy is, tussen jou gewone roetine en jou gedagtes, in alles wat wag om gedoen te word vandag. Gister het ons gesien hoe Abraham voor die Here staan en hoe God sy hart oor 'n hele stad vir hom oopmaak. Vandag skuif die Bybel se fokus weg van Abraham na Lot. Ons stap saam met daardie twee engele, dieselfde twee wat by Abraham geëet het, in die rigting van Sodom. En wat hier gebeur, wys vir ons hoe God se teenwoordigheid die donkerte in 'n hele wêreld kan oopbreek. Ons begin by Genesis 19 vanaf vers 1 tot 11. Die engele kom in die aand in Sodom aan. Dit klink soos 'n klein detail, maar dit vertel vir ons soveel meer. Daar's 'n fisies donker wat oor die stad is, maar die mense se harte is nog donkerer as die lig bo hulle. Lot sit in die poort, die plek waar sake gedoen word daai tyd, waar mense regspreek en besluite geneem het. Hy is 'n man wat aan God behoort, maar hy het al diep ingeskakel in die stad se ritme en leefwyse. Toe Lot die engele sien, herken hy iets van God se teenwoordigheid in hulle. Hy dring daarop aan dat hulle by hom oorbly. Hy weet hierdie stad is gevaarlik. Hy wil hulle beskerm. Nou hulle gaan toe na sy huis toe en hulle eet saam en vir 'n kort oomblik lyk dit asof dit 'n rustige aand gaan wees. Maar dan kom die lig en wanneer God se lig instap, kan die donker nie langer wegkruip nie. Die engele kom nie in met lawaai en dreigemente nie. Hulle kom stil, eenvoudig, sonder enige show. Hulle kom soos 'n kersvlam in 'n donker kamer met load shedding. Net een klein lig, maar dit verander die hele atmosfeer. Want dit is wat God se lig doen. Dit wys wat lankal daar was, maar wat ons nie wou of kon raak sien nie. Nog voordat hulle gaan slaap, breek die werklikheid oop. Die Bybel sê jonk en oud van alle dele van die stad kom saam rondom Lot se huis. Dis nie net 'n paar los dreigemente nie. Dis die hele stad se hart wat hier ontbloot word. Hulle roep dat Lot die engele moet uitbring na hulle toe, sodat hulle met hulle kan beken. Hier sien ons nie net die onwelvoeglike gedrag, ons sien geweld, misbruik en 'n manier van leef wat heeltemal bots met God se heilige hart. Lot probeer die skare styd, hy smeek hulle om nie so boos te handel nie. Maar dan sê hy iets wat vir ons skokkend is om te hoor. Hy bied sy 2 dogters aan. Dogters wat soos dit in die Bybel sê, nog geen man beken het nie. Hulle was nog maagde. Die Bybel prys dit nêrens nie. God gee hom nie hierdie opdrag nie. Dit is nie net hoe dinge destyds gewerk het nie. Hier sien ons hoe diep Sodom se manier van dink al in Lot se kop en hart begin werk het. Hy wil sy gaste beskerm, maar sy planne is selfs onregverdig en gebroke. Dit is wat kompromie met 'n kind van God doen. Nie oornag nie, maar stadig. Jou denke skuif, jou aanvoel skuif, jou grense skuif. Lot is nog God se kind. Die Nuwe Testament noem hom die regverdige Lot, maar sy oordeel is al aangetas deur die aroma van sonde, wat hy elke dag ingeasem het. En toe dit op die donkerste lyk, tree God self in. Die engele trek vir Lot terug die huis in en maak die deur agter hom toe. Dan lees ons hierdie woorde. Hulle het die manne van klein tot groot met blindheid geslaan. Die woord blindheid hier is die Hebreëse woord sanverim. Dit beteken nie net dat iemand niks kon sien nie. Dit beskryf 'n toestand van verwarring en paniek, die verlies van rigting, om nie meer te weet waar jy is nie. Selfs al is die deur net 'n paar tree van jou af. Dieselfde woorde word in 2 Konings vers 6 gebruik, waar God die vyande rondom Elisa met blindheid tref. Hulle kon nog beweeg, maar hulle het nie geweet waarheen nie. Dis 'n prentjie van wat sonde ook innerlik met 'n mens doen. As 'n hart lank genoeg die lig verwerp, raak sy rigtinggevoel stikkend. Jy leef nog, jy beweeg nog, maar jy sien nie meer deur die deur wat na lewe en vrede lei nie. God gebruik hierdie blindheid in Sodom as beskerming. Hy keer die boosheid. Hy stop die aanval. Hy gee vir Lot en sy huis 'n klein bietjie asem en tyd. Maar selfs toe hulle blind word, hou die mans aan om die deur te soek. Hulle raak moeg, maar hulle gee nie op nie. Dit wys hoe hardnekkig sonde kan wees.
Selfs wanneer iemand nie meer sien nie, kan die hart steeds in dieselfde verkeerde rigting aanhou hardloop. Nou hierdie gedeelte wys vir ons minstens 2 groot waarhede. Eerstens, God se lig wys eers en dan red hy. Hy bring dinge na die lig, nie om ons te verneder of te preek nie, maar om ons te beskerm en te red. Wanneer hy sonde ontbloot, is dit genade. Tweedens, kompromie maak selfs 'n gelowige se oordeel dof. Lot het aan God behoort, maar naby Sodom het sy aanvoeling stadig afgestomp en God moes ingryp om hom te bewaar. Miskien is daar ook plekke in jou lewe waar die Here lig bring, nie om jou te vernietig nie, maar om jou te red. Wanneer Jesus die lig van die wêreld skyn, wys hy nie net wat verkeerd is nie, hy wys ook die deur. Hy nooi jou om saam met hom uit te stap. Kom ons bid saam. Here ons God, U is die lig wat skyn waar ons nie meer kan sien nie. Dankie dat U nie wegdraai wanneer dinge donker raak nie, maar dat U self die lig bring wat ons red. Ons bely dat ons baie keer soos Lot raak. Ons lewe naby U, maar ook naby die wêreld. En dan raak ons oordeel dof en ons grense begin skuif. Here, maak ons oë oop. Wys vir ons waar ons kompromie maak. Wys vir ons die plekke waar ons al lankal nie meer helder onderskei nie. Lei ons uit die donker en nader aan U. Laat U lig in ons leef en laat dit deur ons skyn, sodat ander saam met ons die pad kan sien. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons lig en ons verlosser. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Miskien wys die Here vandag vir jou 'n plek in jou lewe waar dit al lankal donker is, 'n gewoonte, 'n geheime sonde, of 'n storie wat jy dra en wegsteek. Onthou, Jesus is die lig van die wêreld. Jy hoef nie self uit die donker uit te klim nie. Jy kan eenvoudig na hom toe kom en sê, Here Jesus, hier is my donker. Skyn U lig hier in my. Red my, verander my en lei my. As sy lig vir Lot kon bereik in Sodom, kan sy lig ook vandag jou bereik, presies waar jy is. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.